Vanaand is dit Afrikaans en ek wil bietjie met julle deel en wel in 2 Timoteus die 3de hoofstuk. 2 Timothy 3 and there from verse 10 van die 10de vers en ek wil hê julle moet mooi luister. My liewe broer en suster, die tyd wat ons in lewe is ernstige tye. En daarom kan ons nie anders as om die waarskuwing uit te dra soos nog nooit van tevore. Jy moet mooi luister na die woord. Ja, jy sal dalk sê, nee, dis nie vir my van toepassing hier, dis vir elke kind van God van toepassing vanaand wat hier so staan. Ek wil hê julle moet mooi luister, open julle ore om te hoor wat die Gees vir jou wil sê vanaand. Die opskrif in die 33-53 vertaling is vermaning om te volhard in die gesonde leer en om by elke geleentheid te preek. Jy sal ook vanaand vir my sê, maar pastoor, ek is nie 'n prediker nie. Weet jy, my broer en my suster, jy het 'n mond om te kan praat met al jou vriende en met al jou familie en met almal, en jy het 'n mond om te kan skinder en om alle ander dinge te praat. Hoekom begin jy nie 'n bietjie preek en vir mense vertel hoe groot is God? Dat het tyd geword dat die kerk van Christus sal begin stop om net oor alles behalwe dit te praat wat God jou voor geroep het. Want God het elke een hier geroep om vir hom siele te wen, siele in te bring. En ek wil vanaand vir u sê, my broer en my suster, ons moet haastig doen dit wat die Here op jou hart lê. Anders is jy te laat. Woord van die Here sê, maar jy en ek, vanaand wys ek die vinger na myself ook, maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochië en Iconium en Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie? En die Here het my uit almal verlos. Ek wil net 'n oomblik daar stop. Jy sê vanaand al vir my, jy gaan vinnig vertel, sê maar pastoor, ek word vervolg, as ek die woord van die Here praat, dan kyk die mense, hulle lag vir my, ek wil vir jou sê, laat hulle lag. Wees jy 'n navolger van Christus, soos God wil hê jy moet wees. Hulle my kom spot, daar so waar ek in die sekulêre wêreld was, as ek in die so afgestap en sê hulle, "Wow, kyk daar kom 'n priester. Kom daar kom 'n Bybel onder die arm." Weet julle wat? Dit het my nie dit geplan. Ek het die woord van God uitgedra aan almal. Nie een van daai manne en vroue wat daar gewerk het, sal ooit die dag kan omdraai en sê, ons het nie geweet. Daarom wil ek vanaand jou aanmoedig. Praat. Ons het asem gekry. Die dag as daai laaste asem uitgeblaas het, kan jy nie meer. Kom, ek wil vir jou vanaand sê, as jy vanaand in die doderyk kan gaan 'n bietjie praat, dan almal vir jou sê, ons wil eerder nog een kans hê. Maar is te laat. Die kans het verbygegaan. Soos ek vanmôre gesê het, daai persoon wat ek hierdie week begrawe het, 32 jaar oud, stap in die af, sakke mekaar weg, hartaanval. Kom ek wil vir jou sê, broer en suster, die mense sterwe, net so, enige oomblik. Terwyl ek en jy hier praat, ten vanaand, sterf daar so 290 mense elke minuut oor die wêreld. Elke minuut. En daarom wil ek vanaand vir jou sê, waar maak hulle oë oop? As ek en u nie begin praat en vir die wêreld vertel dat daar 'n God wat lewe nie, dan gaan ons met eendag voor 'n lewende God staan. Hoor wat sê die Here? En die Here het my almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. So verstaan jy wat ek sê? As jy vervolg word, jy sal vervolg word, dit is so. Maar weet jy, moenie dat
As jy vir iemand gesê, ek ken die Here lief en so, en hy draai sy rug op jou en hy vloek jou, wat ook al. Moenie dat dit jou afsit. Verstaan jy dit al met jou gebeur? Baie. Maar weet jy wat? Ek het aangehou. En ek wil vanaand vir jou sê, keeping on, hou aan. Want die Here gaan vir jou mense op jou pad sit. En daardie mense moet jy mee praat en vir hulle waarsku. Hoe gaan jy eendag voel as jy voor God staan en die Here sê, maar Danny, jy het nie jou mond opgemaak toe jy moes nie. En daai persoon is hel toe. En sê daai persoon is in die hel en hy sê, Pastor Danny, jy moes my meer gewaarsku het. My broer en my suster, daarom praat ek nou eerder met u reguit. Hoor wat sê die woord verder. Hy sê, maar elkeen wat goddeloos wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle wat verlei en verlei word. Maar jy, ek wil hê vanaand elkeen van u moet jy gou so op jou hart tik. Ek. Hy sê, maar jy, hoor mooi, maar jy, bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Sien julle? Verstaan julle hoekom Pastor Danny julle leer? Verstaan jy hoekom Pastor Danny julle waarsku? Sorry, julle nie gaan omdraai eendag nie. Julle gaan nie eendag gaan omdraai en sê, Pastor Danny se skuld dat ek in die hel is nie. Nou is, Marwan sal dit ooit kan sê. Hoor wat sê hy vir ons verder. En dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Daarom, my broer en my suster, jong mense, lees die woord. Begin die woord in jou hart sit. Moenie dat die woord uit jou hart wyk nie, want die woord gaan vir jou eendag baie tot nut wees, maar jy gaan ook deur die woord veroordeel of geoordeel word. Ek wil nou vir jou waarsku, my broer en my suster, hierdie is die GPS hemel toe. Kom ons wees in die GPS hemel toe en kom ons sê, as die woord van die Here vir jou sê, recalculating, jy is op die verkeerde pad, kom reg, kom terug, kom wees op die regte pad. Moenie padbuister raak nie, moenie afdwaal. Maar pastoor, my chommies het my afgelaat dwaal. My chommies het vir my stories vertel. En daarom is ek nou maar op die verkeerde pad. Staan jy of jou chommies voor God? Hulle gaan nie vir jou staan nie. My oorlemoeder het altyd gesê, as jou vriende in die vuur spring, gaan jy saam met hulle in die vuur spring? Nou hoekom luister jy vir hulle? Want sy het my gewaarsku oor 'n ding wat ek gedoen en sy sê, dink jy vir een oomblik, hulle sal terugstaan en vir jou lag. Is dit nie wat mense vir jou doen nie? Hulle sê die verkeerde ding doen en dan gaan hulle terugstaan en sê hulle, kyk daai een. So daarom wil ek vanaand vir die kerk van Christus waarsku, kom ons begin 'n heiligmakende lewe lei, soos nog nooit van tevore nie. Die woord van die Here sê vir ons hier, dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. En hier kom die crux. En ek wil vanaand vir die kerk van Christus dit sê, lees mooi wat sê 2 Timoteus, die 3de hoofstuk, die 16de vers. Die hele skrif is deur God ingegee en is tot nuttig, tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke werk volkome toegerus. Sien nie? Die hele skrif is deur God ingegee. Nie net 'n gedeeltjie nie net dit nie. Sal nooit vergeet nie, daar was een pastoor wat die persoon sê, ja, maar dit is in die Ou Testament. Hy sê, dan skeer ons maar die Ou Testament uit jou Bybel uit. Hy sê, nee, maar, hy sê, jy glo dan nie daarin. En hy sê, jy glo nie meer in die doop nie. Nou haal die doop dan uit.
Hy sê, kom ek wil vir jou sê, as jy so aangaan, met dit dat jy nie in glo in die Bybel nie, dan sit jy met die 2 buiteblaaie, met niks binne nie. Hy sê, en dit is die probleem van vandag se kerke. Ons wil alles begin regpraat. Pastoor, ek is so jammer. Ek wil nie I don't want to rock the boat. Dis wat baie mense sê. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van die Here, ek rock eerder die boot vanaand met die mense en vertel hulle dat ons moet reg en heilig maak in lewe en dat ek weet, jou saak is reg en jy gaan by die Here uitkom. As wat ek vanaand met sugarcoating prediking jou wil probeer sê, ag nee, wat is al reg. Want boetie en sussie, ons is besig met 'n lewende God. Ons is besig en die woord van God sê, vreeslik. Nou my broer en my suster, as God se woord sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Dan wil ek regtig geen kans vat. Ek weet nie van u. I don't want to take chances. I don't want to say, I'll do this and I can do that and I can do that. No. Let's stay in the word of God. Kom ons bly in die woord van God. Want hoor wat sê hy? Die woord, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, regwysing, onderwysing in die geregtigheid. Sien julle daar? Sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel. Luister mooi, by sy verskyning en sy koninkryk. Hoor wat die waarskuwing wat Paulus hierso skryf. Verkondig die woord. Hoor mooi. Verkondig die woord. Hierdie woord. Verkondig hom. Hoor wat sê hy. Hou aan, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Verstaan nie? Pastoor, kan jy weerlê en bestraf en vermaan? Ja, ek wil vanaand vir jou sê, as jy verkeerd gaan loop, sê die woord van die Here, moet ek jou bestraf. Julle weet wat vanmôre hier gebeur het, toe die duiwel gemanifesteer. Dan moet die duiwel uit. I'm not going to allow the devil to do what he wants to do. We are more than conquerors. Ons is meer as oorwinnaars en daarom moet elke duiwel uitgedryf word. Wat het Jesus gedoen? Hy het meer duiwels uitgedryf as hy mense gesond gemaak het. Julle geweet? Hy maar pastoor, is dit so erg? Ja. Want waar kom die duiwel? Hy kom en hy distrek mense. Asseblief, daar agter, luister nou vir my. Luister na die woord van God. Die woord van die Here sê, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Daarom moet 'n mens bestraf en vermaan en alle lankmoedigheid en lering. Daarom wil ek leer vanaand, kind van die Here, daar is tyd wanneer daar bestraffing nodig is. As tyd wanneer daar so nodig is dat die gesonde leer uitgedra sal word. Hoor wat sê hy? Want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Is dit nie waar ons in lewe op die oomblik nie? Is dit nie waar die wêreld soek? Hulle soek 'n sugarcoat lering, hulle soek 'n happy clappy, nee, dis alright. Ek is op my pad hemel toe. My broer en my suster, ek wil vanaand vir jou sê, jy en ek sal moet reg lewe. Andersins gaan jy dit nie maak. You're not gonna make it. Yes, I was in church, pastor. I did go to church. Ek wil vanaand vir jou sê, wees versigtig om met God te speel. Hoor wat sê hy vir ons? Hulle sal die gesonde leer nie verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Hoor mooi, 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. Daarom ek dank die Here vir pastor Mario en pastor Douglas hierso,
wat die gesonde leer reguit dryf, sny. My broer en my suster, die woord van God moet reguit gesny word. Jy kan nie die woord van die Here nou so en so wil verdraai. Nooit. Never. As die woord van God sê, swart is swart, wit is wit, dan is dit so. Gisteraand kyk ek na die maan. Ek weet nie wie het gisteraand na die maan gekyk nie. Dit is halfmaan. En as jy gekyk het na die maan, is die een helfte van hom, sien jy die lig. Die ander helfte sien jy niks. Weet jy, my broer en my suster, dis hoe baie mense se lewens is. Hulle wil in die lig wandel wanneer dit vir hulle pas. Maar as dit nag is of donker is, dan maak hulle net wat hulle wil. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van God, en ek waarsku die kerk van Christus soos nog nooit van tevore nie. Wees gereed. Jesus se koms is voor die deur. En as die kerk nie reg is nie, wat sê die woord? Hy sê, as die sout laf geword het, met wat sal dit weer gesout word? Dit is nutteloos. En ons is die sout van die aarde, my broer en my suster, die woord sê, ons is die lig en die sout. Is ons nog steeds lig en is ons nog steeds sout? Of het die sout laf geword? Ek wil vanaand vir jou sê, hoor hierso. 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor, hoor mooi, die oor sal afkeer van die waarheid. En hulle sal wend tot fabels. Die mens wil eerder, hulle wend tot fabels, stories. Hulle wend tot valshede. Ek wil vanaand vir jou sê, gaan kyk 'n bietjie. Gaan kyk op die TikTok, gaan kyk maar op Facebook, gaan kyk maar op se. Hoeveel valsheid is daar? Is dit reg? Hoeveel valse nuus gaan uit? Jy weet nader nie meer wat is genuine en wat is vals. AI. Julle geweet AI kan jou stem naboot, laat dit nader en klink, nes jy oor daar praat. Julle dit geweet? Daarom wil ek vanaand vir die kerk van Christus waarsku, kom ons bly in die woord, kom ons bly in die volheid van die skrif. En laat die skrif reguit gesny word. Hy sê vir ons hierso, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy. Hier praat die Here direk met my en jou. Hy sê, wees jy in alles nugter. Sien jy daar? Ly verdrukking. Doen die werk van 'n evangelis. Vervul jou bediening. Kind van die Here. Weet jy sal dalk vanaand sê, maar pastoor, jy het 'n bediening. Jy, Pastor Mario en Pastor Douglas, julle het bediening. Julle moet julle vervul, julle bediening vervul. Nee, kom ek wil vanaand stuur ietsie vertel. Elkeen wat hier so sit vanaand. Se bediening. God het vir elkeen gesê en gegee. En God wil hê dat elkeen van sy kinders begin werk soos nog nooit van tevore. Sê my, en ek wil eerlik vanaand vir jou vra. Is dit die herder wat die skapies daar? Of is dit die kudde? Moet die kudde nie, die skapies begin die lammetjies baar. My broer en my suster, kom ons begin lewe, die lewe wat God wil hê ons moet leef. Kom ons begin die lewe uitdra, soos wat die Here wil hê ons moet die lewe uitdra. Ek wil vanaand vir jou sê, jy kan nie 50-50 die Here wil leer. Jy kan nie 50-50 hom wil dien nie. Nee. Maar vanaand sê, my broer en my suster, ons moet so leef, dat ander Jesus in ons kan sien. En daarom praat ek vanaand direk. Weet mense, daar sal mense wees wat die oor, wat nie sal hoor wat ek wil vanaand sê nie. Praat dalk te reguit. Maar ek wil vir jou vanaand sê, you have been warned. Jy is gewaarsku. Jy kan nooit omdraai en sê, Pastor Danny, jy het ons nie gewaarsku. Elke luisteraar vanaand kan nooit omdraai, sê hulle die waarheid nie gehoor. Ek wil vanaand vir jou sê, hoor mooi, die hele skrif is deur God ingegee.
En as hierdie skrif sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God, dan wil ek eerder nie iets verkeerd doen. Is jy reg? Is dit nie so nie? Dan wil jy reg lewe. Soos ek vir mense al gesê het, as jy die Here wil dien, dien hom voluit. En weet jy gaan vir ewig in die hemel wees. Maar as jy die wêreld wil dien, dien hom voluit. Want jy weet, jy gaan hierdie ou rukkie wat jy op aarde is, die wêreld se bly, ek weet nie of dit lekker is, wat ook al. Want ek het dit getraai, en ek het besef, dis lekkerder om die Here te dien. Dis die moeite werd, om te weet, jy gaan eendag jou oë in die hemel oopmaak. Daarom, my broer en my suster, hoekom praat ek met julle vanaand? Ek wil hê julle moet volkome toegerus wees. Want die tye wat kom, gaan swaar tye word. Dit gaan nie makliker word nie, luister mooi. Die stryd, die gevegte in die wêreld is dat die duiwel wil die kinders van die Here afbreek en afbring. En ek wil vanaand vir jou sê, my broer, my sussie, as hier nou iemand daar so met 'n AK-47 instorm en sê, who's gonna take a bullet for Jesus? Is jy bereid om 'n bullet te vat? Is jy bereid om vanaand te sê, skiet my, ek wil huis toe gaan. Ek wil. Maar vanaand, jy sê ons is besig met 'n lewende God. 'n Jaloerse God. Ek wil nou net vanaand by u dit laat. 'n Jaloerse God. Het jy al 'n jaloerse meisie gesien wat jaloers is oor haar vriend? Is dit nie so nie? Sê, deel hom nie met iemand anders nie. Is dit nie so nie? Die jaloerse vriend, deel ook hom nie met iemand anders. En God is 'n jaloerse God. Hy sê vir ons, ek is 'n jaloerse God. God deel jou nie met die wêreld nie. God deel jou nie met Lucifer nie. God wil hê dat jy hom voluit dien, in totaliteit. Nie 50-50 nie, 100%. Ek sê altyd vir mense, maak eerder seker 110%. Dien die Here voluit. Volkome. Mense, asseblief. Ek wil vanaand vir jou sê, as Pastor Danny begin ore streel, hardloop uit hierdie kerk uit. Pastor Douglas of Pastor Mario, julle ore streel, hardloop uit. Maar as ons die waarheid met julle deel en vir julle sê, daar tyd om reg te wees en gereed te maak. Maak reg en gereed om jou God te ontmoet. God se woord sê, maak jou gereed om jou God te ontmoet. Daarom moet ek my bediening uitleef. Daarom moet jy 'n bediening uitleef vanaand. Die Here jou 'n werk gegee het om te doen, doen dit. Doen dit met blydskap. Wees dalk die pinkie. God wil jou gebruik. Jy is dalk 'n toon, klein toontjie. God wil jou gebruik. Die liggaam van Christus moet in werking kom. Ons moet in rad kom en sê, Here, gebruik ons, lei ons, help ons. Dat ons dit sal doen wat u welgevallig is. Genoeg het die duiwel gekom met fabels. Genoeg het hy ons gestreel. Genoeg het hy ons leuns vertel. En ag, ek kan maar 'n dopie vat, dis alright, ek is okay, ek is op my pad hemel toe. Jy is besig dat die duiwel vir jou lieg. Jy geweet wat sy God se woord. Vervloek is hy wat iemand anders te drank gee. Dit geweet. Wat die woord van God vir my sê. Gaan lees bietjie die woord, bestudeer die woord, broer en suster. Praat nou die dag met iemand, hy sê, maar pastoor weet, ek rook maar hierdie daggetjies net vir my gesondheid. Die Here het hierdie dagplan gemaak. Nou, ek sê, maar weet jy wat, my broer, ek sê, nou hoekom gebruik jy nie so 'n bietjie wolwig nie? Die Here het wolwig gemaak. Nee, pastoor, maar dit gaan my doodmaak. Sê nou,
Ons kan ons alles regverdig. Ons kan alles regpraat. Die Here het wyn gemaak, pastoor, dis waarom ons kan drink. Ek wil vir jou sê, kom ons wees eerder aan die veilige kant en gaan lees mooi. Wat was daai wyn? Hoe lank het daai wyn gegis? Want wat is wyn? Vrot druiwesap. Is dit nie? Is ek reg? Dis waarom ek het eendag met 'n pastoor daaroor gepraat. Sê hy, nee maar, 'n mens moet wyn gebruik saam met jou nagmaal. Ek sê, no way, never. Ek sê, dit verteenwoordig die bloed van Jesus Christus. Nou wanneer het Jesus se bloed vrot geword? Ek sê, dit is wat my maak. Weet jy, my broer en my suster, so kom die duiwel in met klein dingetjies en hy gooi mense heeltemal van die pad af. Ek wil vanaand vir jou sê, kind van God, kom ons wees heilig, want God sê, sonder heiligmaking gaan ons God nie sien. Kom ons wees volkome heilig. Kom ons begin die pad volkome loop. Daar's nie afdraai paaie nie. Dis 'n reguit pad. Kom ons begin die pad loop wat Jesus wil hê ons moet loop. Kom ons sluit die oë in hierdie plek vanaand. Gaan vanaand 'n lied speel terwyl die oë gesluit is en ek wil hê julle moet luister na die woorde. I want you to listen to the words of this song. Let this song speak to you tonight. Dat hierdie lied vanaand jou praat. En luister. Na die lied klaar is, wil ek vra dat jy introspeksie doen terwyl hy aangaan.